Gelowiges in Christus kan nie hel toe gaan nie. Nie net omdat hulle vergewe is nie, maar omdat hulle met Christus verenig is. Onthou, genade gaan nie oor wat ons bereik nie, maar wat ons aanneem. Luister baie mooi, daar's net een rede hoekom iemand in die hel kan beland, en dit is oor sonde wat nie vergeef is nie. Nie te min gebed nie, nie oomblik van twyfel nie, nie oor jou foute nie, maar onbetaalde sonde. Hoor wat sê Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Maar hier is nou die goeie nuus. Jesus het ingestap in die doodsvonnis wat jy en ek moes dra. Hy het ons skuld volkome betaal met sy eie bloed. 2 Korintiërs 5:21 sê, hy wat geen sonde geken het nie, dis nou Jesus, het vir ons sonde geword, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus. Dit beteken, jou skuld is heeltemal uitgewis. Daai dossier teen jou, daai skuldbrief, is vernietig. God het jou nie net vergewe nie, hy het jou lewend gemaak, saam met Christus, Efesiërs 2:5. En dis nie selfverbetering nie, maar dis opstanding uit die dood, en 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepsel. En hier is die hoogtepunt, 'n skuldbrief wat gestempel is, betaal in volle, kan nooit weer opgeëis word nie. Nie deur die wet nie, nie deur jou mislukkings nie, en nie deur die duiwel nie. Romeine 8:1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die hel kan niks eis van 'n mens wat niks meer skuld nie. Christus het niks onbetaald gelaat nie, en daarom het die duiwel en hulle magte niks meer hou vas op jou nie. Toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring, in Johannes 19:30, was dit nie 'n wens nie, maar dit was 'n verklaring, 'n uitroep. Satan kan nou dalk fluister, maar hy kan jou nie meer veroordeel nie. Elke aanval word kragteloos deur die seël, betaal deur die bloed van Jesus. Gelowige, kind van God, jy moet vry wees. Wees verseker, jy gaan hemel toe. Staan vas, want Christus het jou gered, vir altyd en vir ewig, en niks of niemand kan jou uit God se hand uitruk nie.